Wat is kerk? Is dit net 'n koppie koffie op 'n Sondagoggend? Miskien is dit om Bybel te lees of te bid. Is dit dalk 'n kragtige oomblik van aanbidding of net 'n goeie preek? Is dit om tyd saam met familie en vriende deur te bring of om net lekker saam te kuier? Dalk is dit net om alleen te wees. Of is dit net 'n gebou? Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Goeiemôre Doksrey, dit het in julle lyk goed. Voel julle goed? Kan ek net sê, dit was incredible worship. Kan ons net ons team celebrate, die worship team, wat ons so goed bedien op 'n Sondag. Dit is regtig, ek weet nie of hulle ons hoor nie, Marnus dra die nuus oor. Maar dit was incredible. Ek weet nie of jy dit beleef het nie, maar dit is net, daar was kabot in hierdie plek vandag. Prys die Here. Ons het oor die laaste 3 weke het ons gekuier in 'n reeks wat ons noem Op hierdie rots. En dis 'n verwysing na 'n gesprek wat Jesus gehad het met sy disippels in Matteus of Johannes 16. En ek wil vir 'n oomblik stil staan net by hierdie. Ek het 'n uitspraak gemaak dat hierdie gesprek wat Jesus gehad het met sy disippels is sekerlik die belangrikste gesprek wat hy al ooit gehad het. Nou is baie belangrike gesprekke wat Jesus al met mense gehad het, gesprekke rondom sy dood en sy opstanding, gesprekke rondom wie hy is as die seun van God, maar hierdie spesifieke gesprek aan die disippels is lewensbelangrik, steeds vandag vir elkeen van ons. En dit is die gesprek waar Jesus na sy disippels toe draai en hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? Want die antwoord tot hierdie vraag verander alles. Dis op die antwoord tot die vraag wat jy jou lewe gaan leef en gaan bou. Wat ook al jou antwoord gaan wees tot daai vraag. Nou ek wil net vir 'n oomblik saam met jou lees. So kom gou saam met my net na Johannes 16 toe. Ek vermoed daai skrif sê Matteus, maar dis Johannes. Jy is welkom saam met my te lees. Dit sê, and he asked his disciples, who do the people say the Son of Man is? And they replied, they said, some say John the Baptist and other Elijah, and then still others say Jeremiah, one of the prophets. And then Jesus said, who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus responded, he said, blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Klink asof daar dalk 'n paar gesprekke aan die gang is in net een paragraafie en een interaksie. Ek wil jou aanmoedig, as jy vir die eerste keer vandag inval in hierdie reeks, is daar 3 weke wat jy moet gaan opvang. En ons sluit vandag hierdie reeks af. Maar ek wil gou fokus net op daai een enkele vraag, is wie sê jy is Jesus? Want jy sien, dit geld nie net vir jou persoonlike lewe nie. En kom ons maak gou saam die lysie. Hy's baie langer as hierdie, maar kom ons doen dit gou. Eerstens, dis ons verhouding met God. Wie jy gaan sê Jesus vir jou is, gaan bepaal in hoe jy in verhouding met God staan. As jy Jesus ontken en sê hy bestaan nie, hy's nie vir jou 'n werklikheid nie, hy's nie vir jou 'n lewende God nie en jy draai jou rug op dit, dan natuurlik het jy geen verhouding met God nie. Jy sal saamstem, nê? Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die enigste manier tot die Vader in verhouding met die Vader is deur my. So as jy 'n verhouding met God wil hê, dan is dit op jou verklaring van wie Jesus vir jou is. Amen. Ons gaan gou net vinnig opvang. Julle moet my help hier. Tweedens, dit bepaal ook ons verhouding met ander mense. Die vraag wat Jesus vra aan sy disippels, wie sê julle is ek, het 'n direkte korrelasie met hoe ons met mense gaan werk. Hoe ek mense gaan lief hê, hoe ek goddelike genade en vergifnis gaan toepas in my lewe. Dat ek my lewe gaan rig soos wat Jesus mense lief gehad het, gaan ek nou mense lief hê. Amen. Paar implikasies tot hierdie. Maar dit gaan verder, nee, dit is ook my roeping. Hoe ek my lewe gaan leef en my lewe gaan spandeer, die tyd wat ek het op hierdie planeet, gaan net sinvol wees as ek dit leef vanuit my verklaring, wie is Jesus vir my.
Want nou maak huwelik en ouerskap baie meer sin. My roeping as man, roeping as ma, as pa, as vriend, as boetie, as kind, as seun. Sien julle alles rus op hierdie een enkele vraag: wie sê jy is ek? Die belangrikste gesprek wat Jesus al ooit gehad het en steeds vandag met jou het. Maar nie net stop dit daar nie. Jesus maak 'n verklaring. Hy draai na Petrus toe en ons gaan nie nou baie tyd daaraan spandeer nie, maar Petrus se naam het ook rots beteken. Maar dis 'n klein klippie wat jy in jou hand kan hou. Dis 'n klein rots. En Jesus sê op 'n groter rots, 'n fondasie, gaan ek my kerk bou. En ek wil vandag hierdie vir jou wys is dat die antwoord tot die vraag wie is Jesus vir jou is nie net van toepassing tot jou persoonlike lewe nie, maar het 'n direkte impak ook op hoe Jesus sy kerk bou. So kyk gou saam met my na hierdie. Dit sê eerstens dat kerk is God se idee. Dis nie ons blink plan nie. Dit was nie 'n klomp pastore wat besluit het, ouens luister, ons moet nou 'n gebou bymekaar sit, mense bymekaar trek en dan moet ons kollekte opneem want ons moet die rekeninge betaal nie. Dis nie 'n mens idee nie. Kerk is gebore vanuit God se hart. Dis 'n begeerte vir sy mense. Maar kerk is ook 'n familie. Hoeveel beeldspraak in die Bybel speel af binne in die konteks van familie? God is die Vader. Ons is sy, julle moet my help, kinders, né? Nee? Dit sê ons is Christus se bruid. Dis familietaal daai. Kom ons dink 'n bietjie verder. Ons word genoem seuns, autoriteit, gesag, geregtigheid. Dis familietaal daai. Dis nie vreemdelinge nie. Ons is nie slawe nie. Kerk is 'n familie. Maar kerk ook is 'n vennootskap. Dat ons in samewerking staan met Jesus, soos wat hy sê, ek bou my kerk, maar ek kies om jou te gebruik om dit te doen. Kerk word op geen ander manier gebou nie. Gemeenskap, community, family word op geen ander manier gebou as deur die hand van mense wat Jesus gebruik. Ek wil hê jy moet dit vandag sien. As jy praat van kerk, jy sluit jouself in daai prentjie. Jesus gebruik my. Dis vennootskap. Alles wat ons hier doen, daar's 'n wisselwerking tussen God se vermoë en my beskikbaarheid. Ek gaan vandag dit vir julle ook sê, Matthys Pinaar, ek weet nie of hy nou hier is nie. Hy is in ons gemeente saam met ons en hy sê hierdie so goed. Hy sê it's our 1% availability and God's 99% ability that makes it work. Ek is net bereid en beskikbaar, maar hy doen die werk. Jesus bou sy kerk. Dit gaan aan. Kerk het 'n missie, 'n rede om te bestaan. Dis nie net om saam te kom om liedjies te sing nie of net om na 'n preek te luister nie. Die kerk het 'n missie, ons het 'n roeping op elkeen van ons hier. So ons kom terug na daai vraag toe. Jesus saam sy kerngroep disippels en hy vra vir hulle: wie sê julle is ek? Want jou antwoord tot daai vraag gaan die fondasie wees van alles wat ons gaan doen, alles wat ons gaan glo, alles wie ons gaan wees. Amen. Kan ek julle huis toe stuur? Dit was net die opvang oor die laaste paar weke. Ek wil iets vir jou wys vandag. Wil jy met hierdie saam met my sien? Jesus lewe vir 33 jaar in mensliggaam, teen volle mens, teen volle God. Die Bybel beskryf dat hy beleef alles wat 'n mens sou beleef in 'n leeftyd, tragedie en teleurstelling. En hy beleef die dood, mense naby aan hom wat sterf en hy beleef hartseer en emosie en rou. Hy lewe vir 33 jaar en dan sterf Jesus op die kruis. En hy staan uit die dood uit op. En hy verklaar hy het 'n missie gehad. Dat sy lewe in hierdie 33 jaar het afgespeel in die grense van wat hy geglo het sy missie was. Nou is vele verwysings, ek wil net vir jou 'n paar wys. In Lukas 19 vers 10 sê Jesus dit. Hy sê, want die seun van die mens het gekom om die verlore te bereik, om hulle te soek en te red. Dis wat Jesus geglo het oor sy roeping. En so hy rig sy lewe vir 33 jaar na dit toe, gaan soek verlore en gebroke mense. So ook in Johannes 3 vers 16, baie bekende, want hier is hoe God die wêreld liefgehad het, so het hy dit liefgehad. Dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore
sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Jesus het 'n lewensdoel gehad. Maar sien hierdie prentjie saam met my. Jesus se laaste woorde voordat hy sterf, is die woorde tetelestai. Dit is volbring. It is finished. It's completed. En die uitspraak wat Jesus maak, is gerig na die laaste 33 jaar van wat hy geweet het sy roeping was. En hy hang aan die kruis en hy sê dit is volbring. Ek het hierdie roeping voltooi. Dit wat ek uitgeset het om te bereik het ek bereik. Volkome. Jy sal saam met my stem. Nee? Amen. Ek hoop jy stem saam met my. Jesus het volkome dit bereik. Kom ons wys ons. Hy het ons redding bewerk. Toe hy sê dit is volbring, het hy gesê geen enkele mens kan enigiets meer byvoeg tot hierdie nie. Dit is afgehandel. Ek het my mense gered. Gaan gee vir my een aan. Hy het die prys vir alle sonde finaal en in totaal betaal. Jy skuld God nou niks nie. Jy is vrygespreek. Dit is volbring. Jesus het ons versoen met God en ons in geregtigheid laat staan. Hy sê dit is volbring. Jy kan niks meer poog nie. Jy staan geregtig voor God. Dit is volbring. Hy het die dood oorwin. Hy staan uit die dood uit op. Hy gee vir ons nuwe lewe en hy verslaan die vyand vir eens en vir altyd. Ek dog een van julle gaan sê amen. Jesus sê, dis volbring. Hierdie was my missie. Maar wat sal jy vandag sê, as ek vir jou sê, dat Jesus se werk was nie klaar nie. Sy werk was nie klaar nie, hy had unfinished business. Hier is hoekom ek het vir jou sê. Want na die opstanding, bly Jesus vir 40 dae op hierdie planeet, na die opstanding. En hy verskyn aan meer as 500 mense oor die tydperk van 40 dae. Nou, wat het hy gedoen in daai 40 dae? En hoekom was dit nodig vir Jesus om nog iets te doen? As hy die uitspraak klaar gemaak het, dit is volbring. Dit is nou klaar. Maar nou is hy nog hier vir 40 dae. En hy doen iets. Het jy dit nog nie in jou Bybel teëgekom nie? Het jy dit nog nie raak gelees nie? Het jy nog nie gewonder nie? Lees gou saam met my die volgende. Paulus skryf in 1 Korintiërs. Hy sê, I want to make it clear for you. Brothers and sisters, the gospel that I preach to you, which you now received, on which you have taken your stand and by which you are being saved, if you hold on to this message I preach to you, unless you believed in vain. For I passed on to you as most important what I also received, and that is that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12, and then he appeared to over 500 brothers and sisters at one time. Most of them are still alive, but some have fallen asleep. And then he appeared to James, and then all the apostles, and then last of all, he also appeared to me. Sien, Jesus het nog onvoltooide werk gehad na die kruis. Maar die uitspraak wat hy gemaak het oor die voltooidheid, dit wat hy bereik het, was rondom ons redding, die feit dat hy die dood oorwin het, die feit dat hy, die Seun van God, ons geregtig gespreek het. Dit is volbring. Maar wat nog nie volbring is nie, is die feit dat hy sy missie aan ons moes oorhandig. Ek wil hierdie vir jou wys vandag. Ek wil vir jou wys dat in hierdie taalgebruik van die laaste van die woorde van Jesus se gesprek met sy disippels voordat hy op na die hemel toe vaar, in Matteus 28, die inhoud van hierdie woorde wil ek met jou deel. Say the 11 disciples, they traveled to Galilee, to the mountain where Jesus had directed them. Verse 17, but when they saw him, they worshipped, and then some doubted. And Jesus came near and he said to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. En dan vers 19,
Go, therefore, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and then teach them to observe everything that I have commanded you. And remember, I am with you always. Amper asof dit 2 buns tot die burger is, die van julle wat nou lekker honger is. Dis Jesus het laaste woorde verklaar op die kruis. Die laaste woorde voordat hy gesterf het. En hy het gesê dit is volbring. Dit was Jesus se eie persoonlike missie om te red en om geregtigheid te bring. Dit is volbring. Maar Jesus se laaste woorde aan sy disippels in 'n verheerlikte liggaam voordat hy opvaar na die Vader toe. Daai laaste woorde is om 'n missie te oorhandig aan sy kerk. En te sê die werk wat nog oorbly vir julle is die werk van koninkryk. Gaan wees nou my liggaam, gaan wees nou my bruid, gaan wees nou my mense, gaan wees nou my kerk. En ons het nog werk. Amen. Eina, ek weet nie, jy moet of hoes of koes, ek weet nie, jy moet sê amen of eina. Jy moet my help. Onvoltooide werk, vriende, lê in ons hande, soos wat Jesus sy missie aan ons oorhandig en sê, nou moet julle aangaan. Go therefore. Jy het missie in jou lewe. Ek wil net vir 'n oomblik staan by net laaste woorde. Ek wil hê julle moet saam met my hierdie volg. Moet nie te morbied raak nie, moet nie 'n eksistensiële krisis beleef nie, maar jy ooit gewonder wat jou laaste woorde dalk mag wees? Dink julle nie aan sulke goed, dis net ek wat daaraan dink. Terwyl ek daar staan in gras sny, dink ek wonder nog wat gaan my laaste woorde wees. Ek hoop dit is iets soos eina nie, of pas op. Kom ek lees gou vir jou 'n paar famous last words. Bekende Winston Churchill. Sy laaste woorde voordat hy gesterf het was, I am bored with all of this. Dink ek sure. Elvis Presley, sy laaste woorde, I'm going to the bathroom to read. Hy het nooit weer uitgekom nie. Elvis left the building. Okay, Bob Marley, bekende sanger ook. Hy sê, money can't buy life. Aan die einde van sy lewe, die laaste woorde wat hy sê. En wat van Buddy Rich, 'n bekende drummer, hy het ingegaan vir 'n mediese prosedure en hulle vra of hom is hy allergies vir enigiets. Hulle sê ja, country musiek. Dit was sy laaste woorde. Ek dink nie almal kry die geleentheid om baie kragtige woorde te los as hulle laaste woorde nie. Maar Jesus het verseker, dit so bedoel, dat die laaste woorde wat hy vir ons gee, is die eerste tree van ons lewe. Die laaste ding wat Jesus sê vir ons, bepaal die onmiddellike eerste stap van my lewe. So gaan dan heen. Daar is niks belangriker nie. Dit wat Jesus se hart gearresteer het, is dit wat ons harte vandag moet arresteer. There is nothing more important, there is nothing more urgent than the response to the call. Now go. Ek wil ratte verwissel vir 'n oomblik en ek wil jou terugvat na 'n gesprek tussen Jesus en die Vader, is in Johannes 17, is met die oploop na sy dood toe. En ons is onseker waar hierdie gebed plaasgevind het. Dit was of op pad na die tuin van Getsemane toe, of dit was toe hy net aangekom het by die tuin, maar dit was 'n verskriklike intieme oomblik. Dis Jesus en die Vader. Dit sê Jesus het begin bloed sweet, sodat hy geweet het wat gaan wag vir hom. Dis hierdie ongelooflike oomblik van spanning, maar ook van die wenstreep, waar Jesus weet dat hierdie missie wat hy leef, om sy mense te gaan red en die vyand te verslaan en geregtigheid te bewerk vir ons, dit lê nou voor vir hom. En Jesus bid 'n gebed vir jou. Hy kommunikeer met die Vader, dit is 'n baie intieme gesprek. En hy sê die volgende woorde, Johannes 17 vers 18 tot 23. Jesus sê, as you, Father, have sent me into this world,
I have also sent them into this world. I sanctify myself for them so that they also may be sanctified by the truth. I pray not only for these, but also for those who will believe in me through their word. May they all be one as you, Father, are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you sent me. Then I have given them the glory you have given me so that they may be one as we are one. Van die begin af het Jesus geweet, hy gaan hierdie oorgee aan ons. Hy sê dit, ek het hierdie glorie wat u vir my gegee het, gaan ek oorhandig aan my bruid, aan my kerk. Ek gaan missie vir haar gee. Ek gaan hulle rig. En hy maak 'n belofte, ek gaan saam met julle wees. In hierdie, in elke tree, in elke stap. En dis hoekom ons vandag hierdie reeks afsluit. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Is dat hierdie kerk bevat missie. Hierdie uitspraak wat Jesus gemaak het. Ons het doelgerigtheid, vriende. Ons speel nie net kerk nie. Kerk is baie lekker. Ek geniet kerk verskriklik. Tot so 'n mate dat ek by die kerk werk. Okay? Dis vir my lekker. Kerk is lekker. Dis lekker om saam met julle te kuier. Dis lekker om saam met julle te aanbid. Dis lekker om saam met julle in groepe bymekaar te kom en diep in mekaar se lewens in te weef. Dis lekker. Maar vriende, dit stop nie by lekker nie. Ons het 'n roeping. Ons roep op elkeen van ons se lewens en God in sy gedagtes is nie verward oor dit nie. Hy's nie confused oor dit nie. Hy het duidelikheid dat hy elkeen van ons geroep en getaak het met missie. En hierdie gebed wat Jesus bid, bevat 3 goed. En ons praat van in ons kerk, in ons gemeente, Doxa Deo, praat ons van hierdie 3 elemente vanuit hierdie gebed. Wat ons sê eerstens, die belangrikste roeping boonop als is om God te ken. Ons erken dit vandag. Ons sê ons sit hier en ons ken ons Vader, ons ken Jesus, ons staan in geregtigheid en ons het verhouding met hom. Dis vir ons alles. Daar is vir ons niks meer belangrik as dit nie. Om God te ken. Dit was Jesus se hartsbegeerte. Vader, dat hulle U sal ken soos wat ek U ken. Ek in U in my, ek in hulle in ons. Intimiteit. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Maar dit gaan ook verder, nee. Ons sien hierdie so duidelik. As Jesus kom wys vir ons dieselfde hart wat gearresteer was, 'n liefde vir mense. Om God te ken, maar ook om mense lief te hê. En ek wil vandag hierdie baie prakties maak en ek wil 2 goed net vir ons vanuit hierdie wys. En daar's vele meer, vriende, daar is vele meer, maar hierdie is op ons deurstoep. Wat ons eerstens erken, daar's mense wat nie die Here ken nie. Daar's mense wat nie hulle Skepper ken nie. Wat nie in 'n verhouding staan met hulle Vader nie. Wat deur hierdie lewe gaan en hulle is onseker en hulle is verlore en hulle is gebroken. En ons vra, wat staan daar om gedoen te word vir dit? En God sê dieselfde ding oor en oor. Ek het jou getaak, ek het jou geroep. Ek het gedoen wat net ek kon doen. Hy het gered. Maar nou moet ons gaan. Ons moet mense gaan blootstel aan dit. Gaan leef dit uit. Gaan verkondig dit. Gaan maak disippels. Wanneer jy sien daar's iemand wat nie 'n verhouding met die Here het nie, maak 'n punt daarvan. Ek gaan nie hierdie persoon net los nie. Ons bid vir hulle. Ons leef hulle raak. Ons trek hulle in, trek hulle naby. Om God te ken. Ons het 'n geleentheid wat ons binne in die gemeenskap sien. En dit is reg, dis hierdie hart van ook lief wees vir mense en dit is street store. En ons doen dit al die laaste 5-6 jaar wat ons street store doen. En ons sien daar is honderde hawelose mense in Centurion. Honderde. En hulle het onmiddellike behoeftes, soos kos en klere. Maar hulle het ook 'n dieper geestelike behoefte. Ken hulle Skepper. Daai ou is net so belangrik vir Jesus soos jy.
Maak nie saak waar hy bly nie, maak nie saak wat hy ry nie, maak nie saak hoe hy lyk nie, maak nie saak hoe hy ryk nie. Daai ou is net so belangrik vir Jesus soos jy. En so ons rig onsself op ons missie om hulle te bedien. En ons versamel klere in en ons kry klere bymekaar en ons maak kos. Maar dis nie die punt nie. Dis net om hulle te lok. Ons bedien hulle 1 tot 1. Wat sê die Vader oor jou lewe? Het jy hom al ontmoet? Het jy hom al beleef? Glo jy in Jesus? Behoort jou lewe aan hom? Willem gaan meer vir ons vertel later rondom die praktiese goed van Streetstorm, maar ek wil hierdie vir jou wys. Dis ons missie. Ons vat dit ernstig op. Maar saam met dit erken ons ook met enkel mammas. As ons praat van om mense lief te hê, hierdie is 'n onmiddellike behoefte. Daar is soveel ma's wat alleen 'n huisgesin moet dra. Of dit nou is finansiëel, of dit nou is emosioneel, of dit nou is in die posisie van ouerskap. Ek moet my kinders grootmaak en ek moet hulle erns regmaak vir die lewe en dit rus op 'n enkel ma se skouer. Wat ook al die konteks is, dit maak nie saak nie. Die punt is, ons as kerk kan nie terugstaan en sê, maar sort julle dit self uit nie. Ons kan nie. So ons het 'n enkel mamma dag, wat ons net 1 keer in 'n jaar sê, ons gaan hierdie ma's van mekaar trek en ons wil hulle bedien, maar dit gaan baie verder as dit. Ons wil 'n pad stap saam met elke enkel ma. Hoe ondersteun ons jou? Hoe maak ons jou sterk? Hoe kan die kerk so klein bietjie nader kom aan jou gesin? Wat is die behoefte van jou kinders? Wat is die behoefte van julle huisgesin? Waarmee kan ons help? Dit klink dalk so eenvoudig, soos net 'n paar ouens wat kan sê ek is bereid om te gaan help gras sny. Of 'n vrou wat net langs sy enkel mamma kan inkom en sê ek kan saam met jou 1 keer 'n maand koppie koffie drink. Ek kan jou bedien. Ek kan saam met jou sit. Ek kan saam met jou bid. Ons het laas jaar ouens gehad wat gesê het ek kan 'n tank petrol sponsor 1 keer 'n maand. Ek sal 'n tank petrol gee. Waar's hy? Gaan maak haar enkel mamma se kar vol 1 keer 'n maand met petrol. Dis so eenvoudig. Dis nie rocket science nie. En dit is die laaste ding van ons missie. Vernuwe ons wêreld. Maak 'n verskil. Vriende, ons lewe met 'n lewende God wat ons bemagtig en ons bekragtig en ons uitgestuur het in hierdie wêreld in. Hoe is dit moontlik dat Centurion nie anders te lyk as gevolg van ons nie? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat jou werksplek of jou kompleks of jou straat nie anders te lyk nie? Dit is nie moontlik nie. Dit gaan anders te lyk. Want jy is daar. Want God gebruik jou in unieke maniere. Daar's nie 'n koekie katter nie. Ek kan nie hierdie vandag oor julle druk en sê dis die koekie katter. Daar is nie. Die vraag is, en ek sluit af met dit vandag, is het jy al die ja gegee in jou hart om te sê, Here, gebruik my deur hierdie kerk. Gebruik my deur hierdie kerk. Glo my as ek vir jou sê, ons gaan nie jou tyd hijack nie, ons gaan jou nie intrek nie, jy hoef nie hier by ons te kom slaap hier by die kerk, ons gaan jou misbruik nie, nee. Vriende, jy sit met soveel kapasiteit hier. En die Here wil jou gebruik, maar hy wil sy liggaam kragtig gebruik. Hy gebruik nie net klomp los individue wat hier in die rigtinge inskiet nie, hy gebruik sy liggaam. Hy gebruik sy kerk, hy is lief vir sy bruid. So die vraag vir jou vandag, het jy al ja gesê? Ons gaan in 'n tyd van bediening ingaan. En hierdie is 'n geleentheid vir jou om rustig daar te sit in 'n tyd van gebed. En die worship span wil jou graag bedien vandag. En ons wil hê dat hierdie volgende liedjie wat praat van Here, hier is ek, stuur my. Here, gebruik my. My hart is oop. Ek sê vandag ja, gebruik my. Dat jy toelaat dat hierdie in jou hart insink. Dat jy vandag daai streep trek en sê ek lewe nie net vir myself nie. Ek lewe ook nie net maand tot maand, salaris tot salaris, faktuur tot faktuur nie. Ek lewe met roeping. God het my geroep. Hy wil my gebruik. Hy wil my in sy kerk gebruik. So sit saam met ons terug en geniet hierdie tyd. Ek gaan ook net noem ons doop vanoggend, so as jy vanoggend gedoop word, is jy welkom om gou te gaan aantrek en reg te maak. En dan gaan ons saam celebrate
in daai oomblik. Amen.